Ons het verlede week begin gesels oor wanneer ons sê die Here is goed, wat beteken dit regtig? En ek is op 'n journey persoonlik en baie keer dink mense, pastoor, jy preek vir ons. Nee, ek preek nie vir julle nie, ek preek vir my ook. En my vrou preek ook vir my, ek wonder wie preek vir haar, maar die lank en die kort is, dis belangrik dat ek en jy vandag op 'n plek sal kom wat ons sal sê, ek dink ons moet ophou dinge probeer definieer volgens ons eie voorkeure. En ek wil vanmôre met jou praat oor groot genoeg. Nou, daai prentjie het 'n oorsprong. Toe ek in primêre skool was, toe het ons lessies gehad en al die klas van dinge en daar was 2 kaste. Een vir die girls, vir die meisies en een vir die seuns. En in die seuns se kas was daar polisiemanklere, lugmagklere, weermagklere. Daar's nie 'n beter woord in die Afrikaans nie, vergewe my, superhero klere, Spider-Man, Batman, al daai goede. En dit is lekker gewees om te dink, hier's die polisieman klere. Nou trek ek aan soos 'n polisieman. Maar toe ek die polisieman se hoed aan sit, toe sit te groot, toe val hy die hele tyd af. Die skoene, die stewels, kon ek nie inloop nie, dit was te groot. Die broek, die baadjie het omtrent gelyk soos daai prentjie. En wat ek in my hart ervaar het, en dis geestelik wat ek nou vir jou wil sê is, dis maklik om jou groot te hou. Dis baie meer uitdagend om groot te word. Vinnig het ek daai polisieman klere aangetrek. Het ek gelyk soos 'n polisieman? Nee, ek het gelyk soos 'n grap. Almal het foto's geneem, nie omdat ek goed gelyk het nie, omdat dit snaaks was. Geestelik bid ons ook vir baie dinge, maar ongelukkig kan ons dit nie aantrek voor ons dit nie is nie. Jy wil hê die Here moet vir jou gee, maar jy moet eers bereid wees om te word, voor jy kan kry. Here, as U vir my sal gee, sal ek. Nee, Jy moet eers word. God moet eers sien, jy is bereid om te wil wees. Geloof is 'n aksie, wat God se hart wen. Kom ons gaan Jakobus 1. Jakobus 1 vers 16. Mag die Here ons vanmôre 'n woord gee wat ons rigting gee. Is 'n woord wat ek glo so diep tot my gespreek het, ek moet dit met julle deel, ek gaan ongehoorsaam wees as ek dit nie met julle deel nie. Het ek alles in plek? Ver van dit af. Hy begin deur te sê, moenie dwaal nie. Moenie jouself laat mislei nie. Wat sê hy verder? Elke goeie geskenk, elke volmaakte, die ander woord vir volmaakte is volledige gawe, daal van bo af neer van die Vader van die ligte, by wie daar geen verandering of skaduwee van omkering is nie. Met ander woorde, die Vader, as hy besluit, hy's goed, bly hy goed. Hy gee nie vir jou iets wat kan sleg word nie. Daar's eers 'n skaduwee van omkering.
As die Here vir jou iets gee, is dit omdat dit goed is vir jou om dit te hê. As dit sleg word, moet jy vra, hoekom word dit sleg? Hoe goed het ek daarna gekyk? Is so. Nou wil ek nog meer persoonlik wees. Ek kyk gereeld na my en Marlie se troufoto's. Ek was die helfte van die man wat ek vandag is. Ja, dis seker as gevolg van Marlie, maar dis ook as gevolg van die feit dat my vrou beter kan kook as ek. Hier is die ding, moet ek sê ek het gewig opgetel as gevolg van haar? Nee, ek het gewig opgetel as gevolg van my swakheid, om nie te kan sê, ek het genoeg gehad nie. Ons kan so maklik die skuld plaas op ander mense en sê, dis as gevolg van jou wat ek nie goed is nie. Maar ons het 'n keuse. Die Vader verander nooit iets wat hy vir jou gee wat goed is, na sleg toe nie. Nou, hoekom sê ek dit? Want ek kom met mense in kontak wat sê, pastoor, hierdie besigheid het die Here vir ons gegee. Maar 3-4 jaar later wil hulle nie meer die besigheid hê nie. Pastoor, hierdie vrou het die Here vir my gegee, maar 3-4 jaar later is daar 'n plaasvervanger op die horison. Toe kom jy agter sy was die reserve. Ons sê te maklik die woorde, die Here het dit vir my gegee. As die Here vir jou iets gee, bly dit goed. En nie net goed nie, goed genoeg. Dankie Alwyn. Dis 'n beginsel wat ek en jy moet aanvaar. As ons sukkel om dit te aanvaar, gaan ons sukkel om te verstaan wie God is. As die Here vir jou iets gee, is dit omdat dit goed is. En dit bly goed. Hy wat 'n goeie vrou gevind het, het wat gevind? Iets goed uit die hand van die Here gevind. Nou pastoor, hoekom het my vrou sleg geraak? Het jy goed gebly? Meneer? Alles wat jou sal bevoordeel, aanvul, komplimenteer en jou voltooi, kom van hom af. Moenie dwaal nie, moenie jouself anders oortuig nie. Die Here gee nie vir jou iets wat sleg raak nie. Just putting it out there for someone. Kolossense 1 vers 28. Hom verkondig ons, terwyl ons elke mens vermaan en elke mens in alle wysheid onderrig, om elke mens volmaak in Christus Jesus voor te stel. Hoe moet Jesus verkondig word? Ons moet vermaan en ons moet onderrig. Vermaaning, waarskuwings, onderrigting in sy wysheid. Wat is sy wysheid? Sy wil, sy woord. So moet hy verkondig word. Ek lees nêrens daar, vergewe my, dat ons moet kospakkies uitgee deur Christus te verkondig nie. Want die politieke partye doen dit ook en hulle verkondig hulle eie agenda. Moenie bekommerd wees nie, ek kies watter ons uitsaai. Om 'n kospakkie saam met 'n T-shirt uit te gee is 'n evangelie van nie noodwendig uit die woord nie. Is dalk om iemand te paai of te oortuig.
of jou gewete te sis. Maar hier sê die woord, ons moet hom verkondig deur vermaning, waarskuwings, met ander woorde, onderrigting in sy wysheid, met ander woorde, sy wil, sy woord. Dis hoe jy Christus verkondig. Die res doen goeie mense, maar nie alle goeie mense gaan ons in die hemel sien nie. Ons moet beginne vermaan. Ons moet beginne waarsku. Hoeveel van ons is regtig ontvanklik, groot genoeg is die boodskap se naam. Hoeveel van ons is waarlik groot genoeg om gewaarsku te word? Om nog onderrig te word? Ek het julle vertel dat, baie interessant, die nuutste weergawe is, dat van ons ouer mense my kry en sê, pastoor, jy moet ons nou maar verskoon as ons skaars is. Ons sien, jy het meer 'n bediening vir die jong mense. Wat sê jy eintlik? Jy kan my nie waarsku nie. Dit is 'n lewensboom vir die wat dit aangryp, die wysheid van God, en elkeen wat dit vashou is gelukkig. Hoeveel mense wat ons ken het alles wat hulle hart begeer, maar hulle is nie gelukkig nie. Jy wil eintlik vir hom sê, get a life. Maar hy het klaar alles. Maar hoeveel van ons weet, dat as jy nie gelukkig is nie, al het jy alles, is dit omdat dit nie goed bly nie. Ek het eendag, baie goeie vriend van my, goed gedoen vir homself. Julle sal onthou, verlede week het ek gesê, jy kan nie net sê iemand is suksesvol as jy nie weet hoe hy sy sukses gekry het nie. Kom ons sê dit, hy het goed gedoen vir homself. Ons stap tussen sy karre deur, ons stap tussen sy winkels deur, en op 'n kol slaan die Heilige Gees my op die bors en sê, nou moet jy vir hom vra. Ek sê, Here, hy sê, nou moet jy vir hom vra, wanneer is genoeg genoeg? 12 karre, 8 huise, 2 drankwinkels, 2 Pick n Pays. Ek sê, Here, mag 'n pastoor nie 'n vriend hê nie. Here sê, ek maak gereed. Ek sorg, hy's bietjie groter as ek sorg dat ek bietjie verder van hom af weg staan. Skus man, hierdie is baie suksesvol. Maar ek moet vir jou vra, wanneer is genoeg genoeg? Hy raak hartseer, Alwyn. En hy sê, ek weet nie. Hoekom? Want dit het hom nie geluk gegee nie. Dit het nie vergenoegdheid verseker nie. Waardeur wou Eva geluk vind? Kom ons gaan terug. Kom ons begin daar. Ek is eintlik onregverdig, nee, ekskuus dames, ek mag nie sê Eva nie. Ek moet eintlik in hierdie konteks sê die mens. Waardeur wou die mens geluk vind? Toe sien die vrou dat die boom goed was om van te eet. Dit is nadat die Satan haar kon mislei en dat hy 'n lus was vir die oë, was mooi. Ja, 'n boom wat 'n mens kan begeer om verstand te kry, wie wil nie slimmer word nie? En sy neem van sy vrugte en eet en gee ook van haar man by haar. Dink net hoe sy hom mislei het, want hy was by toe die Here gesê het van hierdie boom mag jy nie eet nie, sy was nie noodwendig daar nie. En hy het geëet. Sy het vir al die goeie redes. Sy het iets gekies wat mooi is. Sy het iets gekies wat sy wou gehad het, 10-1 was sy honger.
Sy wou slimmer wees. En sy neem van sy vrugte en eet en gee ook van haar man. Van haar aan haar man. Al die goeie redes. Maar hier is die ding. As jy iets wil doen, het jy altyd 'n goeie rede. Dis nooit sleg nie. Maar is nie goed genoeg vir God nie. Dit laat jou goed voel. Dit laat jou meer bekend wees, dit laat jou meer populêr wees. Ek en jy, ons is goed met verskonings. Hoekom ons reg is. Ons is goed daarmee. Ek bedoel, vat myself. Ek moet in gelukkig. Ek het nie meer hare nie, so julle kan raai. Ek het 'n oomblik baie keer. Wanneer het ek so oomblik? Is wanneer ek weet ek ry en ek is lief vir spoed, so ek ry, ek glo my kar, ek kry die beste waarde uit my kar uit. Vergewe my, spreek my sommer nou al reeds vry. Hier van 160 af, kry ek die beste ware vir my kar. En die wat saam met my ry, sê ek, jy's welkom om uit te spring. As jy nie daarvan hou nie. Maar nou word ek gestop. Deur een van daai manne wie se uniform ek wou dra toe ek primêr was. Nou vra hy vir my, hoekom het jy so vinnig gery? Ek wil hom 'n goeie antwoord gee. Maar die goeie antwoord is 'n leuen. Ek gee hom die beste antwoord. Het ek al vir hulle gelieg? Ek bely, ek het al. Ek was op vakansie. My golfsak is agter my sitplek. Ek ry die gevreesde spoed. Sy spring uit, so vinnig soos wat sy uitspring, moet sy weer terugspring. Sy vra vir my, waarheen is jy op pad? Ek sê, ek is na 'n krisis toe op pad. Hoekom? Dis 'n krisis as jy laat is vir jou afslaan, maar sy kyk so oor my sitplek, sy sien die golfstokke. Sy sê, what crisis? Ek sê, a very important one. Dis 'n goeie antwoord. Plaas ek net sê, ek ry vinnig omdat ek ongeduldig is. Ek ry vinnig omdat dit lekker is. Is ons groot genoeg om sy waarskuwings in ons lewe te kan onderskei? Ek sê altyd, weet jy wat, fyngevoeligheid is glad nie 'n goddelike eienskap nie. Om aanstoot te neem vinnig is glad nie 'n goddelike eienskap nie. Kan ons die waarskuwings daarvan onderskei? Jy weet voor jy gaan vies word. Jy weet dit al voor die tyd. Is dit nie waar nie? Daar's sekere plekke, sekere tye van die week wat ek glad nie by gaan inkopies doen nie. Ek stoot nie eers die trolley nie. Hoekom? Die Here het my al gewaarsku nog voordat ek wou gaan. Ek sukkel 'n sekere tyd van die week, 'n sekere tyd van die maand, en ek is eerlik om by sekere plekke inkopies te doen. Hoekom? My hakskene hou dit nie, want die trollies wat in my hakskene vasstoot. Laat my vergeet waar's 10. Ek moet tot 10 tel, maar ek kry nie 10 nie.
Dit voel nie vir my asof my kar veilig is nie. Haai pastoor, jy moet 'n geloofsmens wees. Ja, dis 'n goeie antwoord, maar kom ek wees eerlik met jou. My geloof is nie altyd op 'n goeie plekkie, hoor. Is joune? As sekere elemente in my lewe inkom, is my geloof bietjie laag, hoor. Is ons groot genoeg om dit te erken? Jou groei begin waar jy die waarskuwings geïgnoreer het. Dis waar dit begin. Ek en jy moet aanvaar, ons is nie volmaak nie. Ek en jy moet aanvaar, dat wie ook al die Here roep nie volmaak is nie, wie ook al die Here in jou lewe plaas is nie volmaak nie, jou vrou is nie volmaak nie, jy is nie volmaak nie, daarom het julle mekaar nodig om mekaar aan te vul. Maar dit is moeilik om te erken, want jy weet jy moet dan aan iets werk. Ek en my vrou het gereeld daai gesprekke. Ons moet dit hê, anders raak ons huwelik nie sterker nie. Weet jy wat se gesprek is dit? Marley, help my in daai area van my lewe. Hoekom vra ek haar? Want ek weet sy sukkel nie daar nie. En sy vir my. Nou leer ons al mekaar se liggaamstaal ken. Rian, nou leer ons al mekaar se liggaamstaal ken. Weet ek, sy hoef my nie eers te vra nie. Ek moet in spontane intersessie ingaan. Ek ken haar liggaamstaal. Ek bid. Geluk is die vrug van volledigheid, volwassenheid, vergenoegdheid. Jy kan nie sê jy's gelukkig as jy nie op die plek kan kom wat jy sê, ek aanvaar wat die Here vir my gee nie. So ons nie werklik gelukkig is nie, waar het ons toegelaat dat ons verkeerd geleer word, of die regte waarskuwings, waar het ons dit geïgnoreer? Is jy gelukkig? Miskien het ek dit al vertel, ek vertel dit weer, is 'n goeie storie. Ouer man as ek, wat sê hy wil trek van Lichtenburg af Gouritsmond toe. Hy vra daar vir sy tuinwerker, dit werk so in daai kompleks, elke huis het 'n tuinman, mooi, alles, is te goed om waar te wees. Hy vra vir die tuinman, gaan ek lekker bly hier? Tuinman kyk hom so, hy sê, ou baas, bly jy lekker waar jy nou bly? Toe sluk hy 2 keer. Hy sê, as jy lekker bly waar jy nou bly, sal jy lekker bly waar jy nou gaan bly. Hoekom? Het gaan oor 'n gesindheid. Geluk word nie gebou op iets waaraan jy kan vat nie. Want goeders waaraan jy kan vat, het 'n vervaldatum. Is jy groot genoeg om dit te erken? Dat jy jou geluk op verkeerde goed bou? Pastoor, ek sal weer vir hom lief wees die dag as hy. Pastoor, ek sal haar weer lief kry die dag as sy. Dit klink vir my soos iemand wat nie gelukkig is nie. En as daai dag aanbreek, is jy groot genoeg. Hoe sal ons anders kan groei of leer sonder waarskuwings en onderrig? Hoe sal ons anders kan groei en leer sonder waarskuwings en onderrig? Ongelukkigheid is die produk van ongehoorsaamheid. Ek hoor hoe sê ouens, ek kan myself skop. Dis die woorde wat hulle gebruik. Ek kan myself skop dat ek nie hierdie vroeër gedoen het. So wat sê hy eintlik? Ek het geweet ek moes. Wou nie luister nie. Wou nie luister nie.
Kies die regte bron van geluk en hou daarby. Bron van geluk. Kies die regte bron. Wanneer sal goed genoeg wees? Wanneer genoeg in Christus genoeg is. Die Here is my herder. Niks sal my ontbreek. Jy weet wat beteken dit in die oorspronklike teks? Hy is genoeg. Die laaste gedeelte wat ek aan jou wil voorlees en dan gaan ons lekker saam bid. En as jy 'n gaatjie op jou gebedslys het hierdie week, trek asseblief jou pastoor daarin, by name myself. Moenie my vra nie, bid net. Dis al wat ek vir jou kan vra. Bid vir my, en bid ook vir my vrou, wat met my moet uithou. Hierdie wetboek mag nie uit jou mond wyk nie, maar bepeins dit dag en nag, sodat jy nougeset kan handel, volgens alles wat daarin geskrywe staan, want dan sal jy in jou weë voorspoedig wees, dan sal jy met goeie gevolg handel. Wie wil nie voorspoed hê nie? Ek praat nie van 'n prosperity gospel, 'n quick fix nie. Ek praat van 'n leefstyl wat vooruitgang bewerk. Ek is eerlik, ek wil dit hê. Ek wil nie sukkel nie. Maar dan moet ek leer of ek moet dit beter sê, ek moet toelaat dat die Here my daagliks herinner, waarsku. Wat is ware geluk? Waar begin dit? Kies die regte bron. Hierdie wetboek mag nie uit jou mond wyk nie. Bepeins dit dag en nag. Weet jy, ons dink soveel goed oor waar in die land op pad is. Weet jy, ek moet julle eerlik sê, ek raak kriewelrig as daar nie kragonderbreking is nie. Ek begin nou al te bid vir na die verkiesing. Kom aan, moenie heilig na my kyk nie. Dis so, ek is verkeerd ingestel, ek moet daaraan werk, is 'n waarskuwing. Hoekom? Want ek het nou al begin glo, ons mag nie 'n voldag krag hê nie. So nou, moet ek myself keer of ek begin kersse te koop vir as die verkiesing verby is. Dis die waarheid. Dis komies as ek dit sê, maar my ingesteldheid is, Here, U moet ons net genadig wees. Hy moet nie ons genadig wees nie. Hy moet my laat glo dat hy gaan goed bly. Want jy sien, ek koppel God se goedheid aan beerdkrag of geen beerdkrag. En nou, wanneer dit goed gaan, nou wonder ek, Jesus, dit gaan nou al so lank goed. Kom aan, het jy nie al so gevoel, eeuw, dit gaan nou al so goed. My besigheid doen goed. My vrou wil my opeet. Ek is so dankbaar. My kinders is engeltjies, hulle het engelvlerke. Dit gaan net goed. Maar jy vergeet nie dat dit al voorheen sleg gegaan het nie. So nou wanneer dit goed gaan, nou sit jy op 'n plek en sê, ek wonder, en dis verkeerd. Want dit mag met jou goed gaan. Hoekom mag dit nie met jou goed gaan nie? Omdat ons geluk op verkeerde goed bou. Bepeins God se woord dag en nag. Yuri Swart moenie sit en wonder wanneer gaan loadshedding terugkom nie. Jy bepeins die verkeerde goed. Moenie sit en wonder, Jesus, die petrolprys het nou afgegaan, wanneer gaan hy weer opgaan nie? Aanvaar net. As God vir jou iets gee, word dit nie sleg nie. Kom ons staan voor die Here.
Ek wil 'n geleentheid skep vanmôre terwyl ons 'n snit speel vir die agtergrond, maar ek wil 'n geleentheid skep vanmôre. Wil jy nie saam met my? Hierdie is ernstig, is op my lewe van toepassing. Vergewe my as ek jou vanmôre teleurgestel het en dit klink asof ek nie alles in plek het nie. As jy alles in plek het, sal ek graag met jou wil tyd spandeer, maar ek is eerlik vanmôre as ek vir julle sê, dis 'n groeifase in my lewe hierdie goed. Miskien voel jy dieselfde. Kom ons maak net ons oë toe. As jy vanmôre saam met jou vrou hier is, saam met jou man hier is, man en vrou saam hier is, wil jy miskien net jou maat se hand neem. Miskien is jy saam met 'n dogter hier, miskien is jy nie saam met jou vrou hier nie, maar mense, ons het nodig om weer geluk in Christus te vind. Ware geluk. Ons het nodig om weer te kom op 'n plek wat ons kan sê, ons is gelukkig al het ons niks. Want ons het nog steeds God. En hy gee vir ons wat ons nodig het. En ons sal dit bly glo al het ons niks. Want Job het gesê, die Here het gegee, die Here het geneem. Ek loof nog steeds die naam van my Here. Sy vrou het gesê, waarom gaan dit so sleg met ons? Vloek eerder hierdie God. Dis vandat ons hom ken, dat dit so sleg gaan. Hoe baie mense, jong mense wat voor my sit, wat vir my sê, pastoor, toe ek nie die Here gedien het nie, toe dit met my baie beter gegaan, nou dat ek God gekies het, nou verloor ek net. Waarop bou jy jou geluk? Moenie die Here as 'n slaansak kies nie. Moenie die waarskuwings ignoreer nie. As jy wil groei, almal praat van die woord bekering. Bekering begin daar waar jy die waarskuwings ignoreer het. Jy kan dalk die Here kies. En is goed as jy hom kies, maar dis tyd dat jy die waarskuwings wat jy ignoreer het by die naam nou vanmôre sal noem. As jy wil hê die Here moet jou vertrou met meer, dan moet jy eers begin by waar jy die waarskuwings geïgnoreer het. Want die Here het uit sy liefde uit jou gewaarsku. Hy het aan jou hartsdeur geklop. En jy het meer aan jouself gedink as wat jy aan hom gedink het. Jy was bang omdat dit nie goed geklink het nie. Toe jy dit geïgnoreer. Ek ervaar dis 'n ernstige oomblik. Kan ons so 'n bietjie in die gees net bid? Dis vir my so mooi, manne en vroue wat by mekaar is, wat mekaar vashou. Is vir my so mooi. Don't lose your grip on your relationship. Don't lose your grip on your relationship with God. Your marriage will make it because your relationship with God is strong. Jou besigheid sal dit maak. Omdat jou verhouding met die Here sterk genoeg is. Jy moet dit profeteer oor jou besigheid. As jy môre werk toe ry, my besigheid sal dit oorleef. Wat ook al kom, my besigheid sal dit oorleef, want my verhouding met God is sterk genoeg. Sebon de ba rebe geba subosha. Dankie Here.